Soos gewoonlik lees ons uit die Ou Testamente vroeg in die oggend en vanoggend Ester hoofstuk 4 vanaf vers 1. Mordegai en Ester span saam teen Haman is die opskrif. Ester hoofstuk 4 vers 1. Toe Mordegai hoor wat gebeur het, het hy sy klere geskeur en rouklere aangetrek en as op sy kop gegooi. Hy het deur die stad geloop en hard en bitterlik gekerm. So het hy tot by die poort van die paleis gegaan. Niemand kon met rouklere aan by die poort ingaan nie. In al die provinsies waar die besluit en proklamasie van die koning bekend geword het, was daar groot smart onder die Jode. Hulle het gevas en gehuil en gekerm en baie het rouklere aangetrek en in die as gaan lê. Toe koningin Ester se kamerpersoneel en haar paleisbeamptes haar van Mordegai kom vertel, was hy baie ontsteld. Sy het vir hom klere gestuur om aan te trek in die plek van rouklere, maar hy wil dit nie vat nie. Ester roep toe vir Hatak, een van die koning se paleisbeamptes wat in haar diens was, en beveel hom om na Mordegai toe te gaan en om uit te vind wat aangaan en waarom hy so maak. Hatak het na Mordegai toe gegaan op die stadsplein voor die poort van die paleis. Mordegai het hom alles vertel wat gebeur het, selfs van die presiese hoeveelheid silwer wat Haman onderneem het om in die skatkis van die koning te lewer as hy die koning al Jode mag doodmaak. Hy het ook vir Hatak 'n afskrif gegee van die proklamasie wat in Susan uitgevaardig is, en waar volgens die Jode doodgemaak moes word. Hatak moes dit aan Ester wys, haar alles vertel en haar versoek om na die koning toe te gaan. Sy moes hom om genade smeek en vir haar volk intree. Hatak is toe terug na Ester toe en het Mordegai se woorde aan haar oorgedra. Sy het toe vir Hatak beveel om na Mordegai te gaan sê, al die amptenare van die koning en die mense in die provinsies van die koning weet, dat daar net een wet is vir enigeen, man of vrou wat na die koning toe in die binneste voorhof gaan. As hy nie ontbied is nie, hy word sonder uitsondering doodgemaak. Die enigste uitsondering is die koning sy goue scepter na so 'n persoon toe uitsteek, dan bly hy lewe. En dit is nou al 30 dae dat ek nie na die koning toe ontbied is nie. Die boodskap van Ester is aan Mordegai oorgedra en hy het daar geantwoord. Moenie dink, net jy van al die Jode sal vrykom omdat jy in die koning se paleis is nie. As jy nou swyg en daar kom van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. Ester het toe vir Mordegai laat weet, gaan maak al die Jode wat in Susanne is by mekaar en vas ter wille van my. Julle moet 3 dae, dag en nag niks eet en drink nie. Ek en my kamerpersoneel sal ook vas. Daarna sal ek na die koning toe gaan, al is dit teen die wet. As ek moet omkom, moet ek maar omkom. Mordegai is toe weg en alles gedoen wat Ester hom beveel het. Hoofstuk 5, vers 1. Op die 3de dag het Ester haar koninklike klere aangetrek en in die binneste voorhof van die paleis gaan staan, reg oor die ontvangsaal van die koning. Die koning was op die troon in die ontvangsaal reg oor die ingang. Toe hy koningin Ester in die voorhof sien staan, het sy hom so bekoor dat hy die goue scepter wat in sy hand was na haar toe uitgesteek. Ester het nader gekom en die punt van die scepter aangeraak. Die koning sê toe vir haar, wat kan ek vir jou doen, koningin Ester? Wat is jou versoek? Al is dit ook die helfte van my koninkryk, dit sal vir jou gegee word. Toe sê Ester, as u dit goed vind, kom dan vandag saam met Haman na 'n maaltyd toe wat ek vir u voorberei het. Die koning beveel toe, bring gou vir Haman dat ons kan doen wat Ester bevra. Koning en Haman is toe na die maaltyd toe wat Ester voorberei het. Terwyl hulle wyn drink, vra die koning vir Ester, wat is dit wat jy wil vra? Dit sal vir jou gegee word. Wat is jou versoek? Al is dit ook die helfte van my koninkryk, dit sal toegestaan word. Ester het geantwoord, my wens en my versoek is as volg. As die koning my goedgesind is, en as die koning dit goed vind, om aan my guns te voldoen, en my versoek toe te staan, kom dan môre saam met Haman, na 'n maaltyd toe, wat ek vir u sal voorberei. Dan sal ek my wens aan die koning bekend maak. Haman het die dag bly en opgeruim weggegaan, maar toe hy vir Mordegai in die poort van die paleis sien sit het, en Mordegai staan weer nie op en aan hom eer bewys nie, was hy woedend vir Mordegai.
Haman het egter sy meer beteelde huis toe gegaan. Toe hy sy vriende en sy vrou Ceres laat haal, het hy by hulle gespog oor sy groot rykdom en sy baie seuns, oor al die maniere waarop die koning hom vereer het, en hoe die koning hom bevorder het bo al die ander hoë amptenare en onderdane van die koning. Verder het Haman gesê, en dis nie al nie, koningin Ester het selfs niemand behalwe my saam met die koning uitgenooi na die maaltyd wat sy voorberei het nie. Ek is ook vanmôre saam met die koning na haar toe uitgenooi, en tog bevredig dit alles my nie so lank as ek die Jood Mordegai in die poort van die paleis sien sit nie. Toe sê sy vrou Ceres en al sy vriende, laat 'n galg van 23 meter hoog bou en beveel môre by die koning aan, dat hulle vir Mordegai daaraan moet ophang. Dan kan jy saam met die koning na die maaltyd toe gaan, sonder dat iets jou hinder. Haman het dit 'n goeie voorstel gevind, en hy die galg laat bou. Dit is dan Ester hoofstuk 4 en hoofstuk 5 in die 83 vertaling.